Wie is ons naaste aan wie ons barmhartigheid moet bewys? In Lukas 10 vers 30 tot 37 vertel Yeshua die bekende gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Hy sê 'n man was op pad van Jerusalem na Jerigo toe hy onder rowers verval het. Hulle het hom beroof, geslaan en half dood langs die pad gelos. 'n Priester kom toe verby. Hy sien die man, maar stap verby aan die ander kant van die pad. Daarna kom 'n Lewiet verby. Hy sien ook die man, maar hy gaan net so ver verby. En toe kom 'n Samaritaan. In daardie tyd het mense nie baie van Samaritane gedink nie, maar hierdie man doen iets anders. Toe hy die gewonde man sien, het hy innig jammer gevoel. En hy gaan na hom toe, verbind sy wonde, gooi olie en wyn daarop, sit hom op sy eie pakdier en neem hom na 'n herberg waar hy vir hom sorg. En die volgende dag gee hy geld vir die herbergier en sê sorg vir hom. As daar nog kostes is, sal ek dit betaal wanneer ek terugkom. En daarna vra Jesus toe 'n belangrike vraag: wie van hierdie 3 was sy naaste vir die man wat onder die rowers verval het? Die antwoord is eenvoudig: die een wat barmhartigheid gewys het. En toe sê Jesus: gaan en doen jy net so. Dalk in vandag se taal sou die verhaal soos volg geklink het. 'n Man ry op die N1 op pad Kaap toe. Hy kry 'n papwiel en stop langs die pad. En terwyl hy die spaarwiel opsit, spring daar skielik boewe uit die bosse. Hulle slaan hom, steel sy kar en los hom bloedbelope langs die pad. En 'n groot bekende pastoor ry verby in sy limousine. En die bestuurder van die limousine sê: meneer, daar lê 'n man wat hulp nodig het. Maar die pastoor antwoord: Jesus, ons het nie nou tyd om te stop nie. Ek het 'n belangrike afspraak. Iemand anders sal sekerlik stop. En later kom 'n evangelis verby op pad na 'n diens waar hy oor barmhartigheid moet preek en hy dink by homself: ek wil help, maar ek is laat en wat as dit 'n lokval is? En hy ry ook verby. En toe kom maar 'n enkel ma verby wat op pad huis toe is na haar tweede werk. Sy stop. Sy help die bebloede man in haar kar en vat hom hospitaal toe, betaal vir sy behandeling en sê: as daar nog kostes is, laat weet my en ek sal dit betaal. En Jesus vra, sy vraag bly dieselfde: wie het barmhartigheid gewys? En die waarheid wat Jesus ons hier leer is eenvoudig maar diep. Jou naaste is nie net iemand wat naby jou woon nie, of iemand in jou kerk nie. Jou naaste is die persoon wat God oor jou pad bring. Dit laat my dink aan ons lewens vandag. Wat van die mense by die robotte wat bedel? Is hulle nie ook ons naaste nie? Party mense sê: ek gee nie vir hulle geld nie, want hulle gaan dit dalk verkeerdelik gebruik. Maar hoor wat sê Jesus in Matteus 5 vers 42: gee aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Spreuke 3 vers 29 sê: moenie vir jou naaste sê gaan en kom weer môre gee ek terwyl jy dit nou het nie. Wel, Spreuke 21 vers 13 waarsku ons: wie sy ore toestop vir die arme, ek sal ook sy gebede nie verhoor nie. Jy sien, die wêreld is dikwels te besig om raak gesien te word. En disippels van Jesus behoort anders te wees. Ons is nie geroep om net te praat oor liefde nie, ons is geroep om te wys. En ware disippels van Jesus is nooit te besig vir barmhartigheid nie. Hulle harte is oop vir mense se nood en hulle hande is bereid om te help. Mag ons, wanneer ons mense langs ons lewenspad sien, nie verbygaan nie. Mag ons die hart van ons leermeester weerspieël, 'n hart vol liefde, genade en barmhartigheid. Jesus sê vandag: gaan en doen net so.